Goeienaand almal. Baie welkom by ons tweede aand van ons Pinksterreeks vanaand, waar ons besig is om te praat oor die aanhitsing van die Heilige Gees. Hoe die Heilige Gees soms vir ons op subtiele maniere in 'n rigting druk, om ergens by uit te kom, dalk net iets te hoor vir onsself, maar dalk by ander uit te kom, mense wat ons pad kruis. Want oral waar ons beweeg, is daar, maar soos ons gisterand gehoor het, brandende bosse, 'n plek waar God met jou praat en waar God jou wil gebruik. En vanaand staan ons nou stil by die eerste sintuig. Ons het 5 sintuie gekry en die Here wil hê ons met hierdie 5 sintuie gebruik. Hy het ons geskep hiermee, ons kan dit nie laat verlore gaan nie. Ons gaan dit gebruik en ons gebruik het. Wat was ons opdrag? Om by mense uit te kom. By mense uit te kom en hierdie blye boodskap te verkondig aan hulle. So vanaand staan ons stil by die verhaal van Johannes, wat ek gisterand gesê het, Johannes 20. Ek gaan net nou daarvan lees, daaruit vir ons 'n stukkie lees. Maar kom ons by gehoofde en vra so die Here se seën ook so oor vanaand. Hemelse Vader, ons het nou lekker gesels, nou chocolate gedrink, gehoor hoe dit gegaan het met die dag, en hier kom ons nou en raak ons stil. Stil voor die woord in hierdie Pinkstertyd. O Heilige Gees, wil U ons vanaand kom aanraak. Wil U gee dat ons sal luister wat U vir ons wil sê. Ons leef in U tyd, die tyd van die Gees. Wil U ons stuur, wil U ons lei op plekke wat ons nie dalk ken nie, wil U ons soms uit ons gemaksone uitvat na ander plekke toe, om by mense uit te kom. Om die liefde te deel ook aan hulle. Heilige Gees, wil U vanaand dit in ons stil maak, rustig maak van die dag se gebeure, dat ons vir 'n oomblik net kan luister en U teenwoordigheid wees, dat hierdie woord so vir ons oopbreek. Ons bid dit om U naam te ontvul. Amen. Johannes 20, ek lees daar vanaf vers 11 af. Toe ek het nou so deurwerk het ek besef so ruk terug het ons ook hier oor gepreek, maar bietjie ander fokusse, daar was bietjie ander fokus daarop. Ons fokus vanaand spesifiek op vers 16, maar ek gaan die hele gedeelte vir ons lees. Maar Maria het buitekant by die graf staan en huil. En terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk. 2 engele met wit klere aan daar sien sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar: "Vrou, waarom huil jy?" En sy antwoord hulle: "Hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy?" Sy het gedink hy's 'n tuinier en sê toe vir hom: "Meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem." Jesus sê vir haar: "Maria." En sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê: "Rabboni." Dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar: "Moen my nie langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle: ek vaar op na my Vader en julle Vader en na my God en julle God."
Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disippels, ek het die Here gesien, dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Ons lees tot sover. Vers 16 lees ek weer. Jesus sê vir haar, Maria, en sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê, Rabboni. Klank. Ons praat oor ore vanaand. En dit wat ons hoor, alles begin met klank. Die skepping. Ons lees, in die begin was die woord. Die woord word ook vertaal met goed soos praat en woord en stem. Alles begin met klank. En eindig ook met klank. Die eerste ding wat 'n fetus ervaar, hierso in 'n ma, is klank. Eerste ding wat hulle hoor. Daar was mos hierdie gewoonte, ma's het baie keer musiek vir hulle kinders speel. Dalk het julle as ouers nog gesing, so die kinders dit kan hoor. En hulle sê die laaste ding sintuig wat waarneem, is ook klank, voor jy sterf. Klank stop ons in ons spore. Kom ons dink 'n bietjie. Hoeveel keer waar jy ergens loop en jy hoor iemand, hallo, dan stop ons nog nie gesien nie, maar ons stop en ons kyk. Of jy hoor 'n paar bande daar aan die ander kant gly in die pad, dan stop jy en jy kyk. Dit vra aandag as ons klanke hoor. Klanke bring herinneringe op. As ons die kerkklokke moet lui, dan bring dit 'n sekere ervaring by elkeen van ons op. En by baie, glo my, dis nie altyd dieselfde ervarings nie. Maar dit roep herinneringe op. Dit roep jou aandag. Dit maak jou teenwoordig nou. Klank is altyd teenwoordig. Jy kan nog jou oë toemaak, dan kan jy nie sien nie. Jy kan jou mond toemaak en dan kan jy nou nie veel praat nie. Maar ek bedoel, ons ore kan nie, ons kan nou met ons hande op ons ore sit, maar ons ore gaan nou nie self toemaak, ons kan hulle nie afsit nie. Hulle is heeltyd daar, daar is al ewig klank, wat ons hoor. Nou was die liedjie, die Engelse Kerslied, Do you hear what I hear? Hoor jy wat ek hoor? Ons ken die woorde. Ons sê dit baie keer vir mekaar, maar hoor jy wat ek hoor? Luister gou mooi. Spits jou ore. Klank kom eerste en dan kom sig. Hoor jy wat ek sê? Klank kom eerste en dan kom sig. Want klank, sig is amper die bevestiging van dit wat jy gehoor het. Ek dink byvoorbeeld aan ons honde. Megan kan nog 200 meter van die huis af wees. Dan hardloop Roxy hek toe. Dan kan dit 'n ander karretjie wees, dieselfde maak en alles. Hy kan verbygaan, hy gaan nie opstaan nie, maar as daai karretjie aankom, en as hy die karretjie sien en hy staan, dan waai die stert, bevestigend. Ek het 'n sleutel daar so by die huis, wat die onderste hek oopsluit na die tuin toe. En as ek daai sleutel uithaal, ek kan al die ander sleutels uithaal, die honde lê net daar. Maar as ek daai sleutel lig, en vir my klink dit presies dieselfde, dan spring hy honde op, en hulle weet hulle wil gaan stap. Ergens gaan stap, baie fyn ingestel. Besekere klank of frekwensie, stemtoon. In Johannes 20, hoor Maria vir Jesus praat, en sy sien hom. Maar daar is nog niks bevestig nie. Sy is nie seker nie, dis dalk die tuinier. Sy weet nie. Sy praat met Jesus, maar eers as hy haar op haar naam roep. As hy op haar naam roep, dan besef sy wie hy is. Kom ek probeer dit so verduidelik.
my paale en julle almal se paale of male, as jy jou kind op 'n sekere manier roep, dan weet hulle presies wat nou gaan gebeur hierna. As jy sê Martin, dan weet jy hier's nou moeilikheid. Of as jy sê Martin, dan weet jy hier kom dalk nou so iets of daar's 'n sekere stemtoon in. En ons kry so verskillende stemtone van liefde. Martin, dan weet jy, dit is nie iets moeilikheid of so iets nie. En jy self ervaar dit as 'n vriend of 'n man of 'n vrou jou roep. Ons herken daai stemtoon tussen al die stemtone. Hier kan 20 Johanne hierso sit, maar as Hannetjie Johan se naam gaan sê, dan gaan Johan reageer. Nie die ander Johanne nie. Nie oor haar stem anders is nie, maar hulle ken nie daai stemtoon nie. Hulle ken ander stem. Ons ken stemtone en so het Maria Jesus erken. Hy het haar op haar naam geroep. Petrus, met die eerste keer toe hulle daar so op die see is, kon ook nie sien nie. Eers so Jesus sy naam geroep het, toe herken. Die disippels, toe hulle daar so op die see was in in Matteus 14, met die storm, sien hulle eers 'n spook, en dink hulle sien ook 'n persoon, maar hulle weet nog nie seker wie is. Eers toe hulle Jesus se stem hoor, het hulle geweet het, dis Jesus. Hoor ons die stem van Christus? Hoor ons die stem van Christus in ander? Deur die Heilige Gees. Daar waar ons rond beweeg. Hoor ons die stem van die Here as hy vir jou en vir my roep om iets te gaan doen. Die Here sê daar staan vir ons in Jesaja 43 vers 1. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Op jou naam geroep. Die Here ken vir elkeen van ons wat hierso sit, deur en deur. Christene hoor anders. Ons hoor anders. En daarom moet ons gehoor gee aan God. Hoor waar hy reeds besig is. Hoor waar die bosse besig is om te brand, waar ons kan inval. Hulle sit daar's deesdae vra die mense baie meer, het jy al van enige goeie boeke gehoor? In die ou dae het ons dit gevra, maar dan het ons bedoel het dit gelees. Deesdae, vir as jy ook ouer raak met die audiobooks, dan vra jy letterlik, het jy van hierdie boek gehoor, of geluister na hierdie boek en so. Die woord van God is 'n manier ook hoe God, nie 'n manier, dis die manier hoe God ook met ons praat. Die woord van God is ook so deur stem en deur klank oorgelewer vir generasies, daardie verhale, die tradisie daarvan, om so later vasgevang te word in boeke. Om te luister na sy woord, kweek vir ons 'n liefde vir God, maar ons herken sy stem ook soveel meer as ons sy woord gebruik, na sy woord luister. Ons herken dit soveel meer. Die vraag is, luister ons? Luister ons fyn? Die Hebreëse woord vir luister is sama. En dit beteken meer as net luister. Dit is luister met reaksie en luister met gehoorsaamheid. Dit vra 'n gehoorsaamheid. Hoeveel keer in die woord lees ons die Ou Testament, dan staan daar, luister Israel. Staan voor die wet, baie ander plekke. Luister Israel. Dit vra 'n gehoorsaamheid. En luister, as mens dit dan gehoorsaam aan is, verander in sig. In die sin van, as gevolg van dit wat jy gehoor het, gaan dit oor na aksie en word dit gesien. Toe die Heilige Gees uitgestort was die eerste ding wat hulle gehoor het, 'n kragtige stormwind. En later toe kom die tonge van vuur. Klank. Met die skepping was dit eers klank gewees, laat daar lig wees, stem is gehoor. Luister ons. Luister ons, hoor Christene, hoor die stem van die Heilige Gees lank voor hulle dit verstaan. Ek gaan dit herhaal die sin. Christene hoor die stem van die Heilige Gees lank voor hulle dit verstaan.
kan jy jouself dit indink. Ons gaan baie keer, as ons kan terugkyk, daar het iets gebeur en later, nou is ons klompie jaar later, nou kyk ons, die Here het daar met my gepraat, of daar het die Here met my gepraat, maar ek het dit nie raak gesien nie. Maar nou weet ek, dit is bevestigend. Die Heilige Gees, ons hoor die stem van die Heilige Gees lank voor ons dit verstaan. En partykeer gaan ons dit mis. Partykeer mis ons dit, die tyd is dalk nie reg nie. En dit gaan ons verby. Daarom moet ons leer om fyn te luister en ingestel te wees op ons sintuie wat die Here vir ons gegee het. Ook so te gebruik om aan te hits. In Habakuk 2 vers 1 staan daar: op die wagpos wil ek gaan staan. Ek wil stelling inneem op die vestingsmuur, op die uitkyk wees, om agter te kom wat hy vir my gaan sê, en wat ek mense moet antwoord. Dis die skrywer daar in Habakuk. Spit jou ore. Hy is op sy wagpos gereed om te luister, gereed om te hoor. Dalk het ons ook so sê, as mens nou na die groter prentjie van Habakuk kyk, dan weet ek, ons het ook al, of ek het ook al so gevoel waar hy mens vra, soos wat hy begin het met die boek, waar hy in 1 vers 2 sê, hoe lank nog, Here? Ek roep om hulp, maar u luister nie. Gelukkig kom hy toe tot insig aan hoofstuk 2 vers 20, waar hy sê, maar die Here is in sy tempel, wees stil voor hom, o ganse aarde. Ook weer na die tyd besef, die Here is daar, was daar, heeltyd. Besig, die bosse brand rondom ons. Klank word sig, en gee so insig. In Spreuke 8, wil ek ook 'n stukkie lees, ek dink hy is op die skerm, also van vers 32 tot 35, daarom seuns, luister na my, gelukkig is hulle wat op my paai bly, luister na my vermaaning en word wys, moet dit nie in die wind slaan nie. Luister na my en word wys. Nie laat net verbygaan nie. Gelukkig is die mens wat na my luister, deur die dag na dag by my deure te waak, by die kusyne van my ingange wag te hou. Ja, wie my vind, het die lewe gevind en geniet die goedkeuring van die Here. Luister as God na jou roep, jou op jou naam roep. Herken God se stemtoon so tussen die geraas. Soos wat Jesus met Maria gepraat het en sy het hom herken aan sy stemtoon. Stemtoon van liefde. Ek glo die Heilige Gees het ook 'n spesifieke stemtoon vir almal van ons. As hy met jou praat, dan weet jy, daai stemtoon herken jy. Waar roep die Here jou in vandag se geraas? Want ons moet fyn luister, want dit bly nie vir een oomblik stil nie, nie vir een oomblik nie. En ons ore bly aan, dit gaan nie af nie. Nie almal van ons het die voorreg om 'n masjienkie te hê wat ek kan afsit. Sit te veel rasie langs aan nou nie. Ek het al die storie vertel en ek dink jy gaan die storie onthou van die, maar ek gaan dit weer herhaal, van die telegrafis wat vir werk aansoek gedoen het. Dit is 'n bekende storie. Dit was van die man wat, hulle het adverteer vir iemand wat telegramme kan stuur, en so, daai tyd, by sentrale, en die dinge, en dis 'n poskantoor en is besig, en 'n sentraal is, en al die dinge, en hierso kom die klomp ouens vir hulle werksonderhoud vir 'n telegrafis, en hulle sit daar in 'n ry, en daar so 'n glaskantoor, en hulle kan sien die bestuurder sit daar so, en mense kom in vir hulle onderhoude. Terwyl hulle so sit, tussen al die geraas en die telefone wat lui, en die skakel van die borde en die hallo's en die totsiense,
staan, hoe is daar nog gelykies tussenin? Staan die een ouetjie op, hy is nie voor in die ry nie, hy is so derde, vierde, vyfde, staan op en stap in die bestuurder se kantoor in, en hy kom maar in en hy, bestuurder staan op en sê, welkom meneer, die werk is joune. En die ander ouens toe hulle nou uitstap, toe kom hulle agter wat besig is om te gebeur, en hulle vra toe nou wat nou, en die bestuurder sê, kom toe uit, en hy sê, meneer, julle kan maar gaan, die werk is syne. En sê, maar hoe? En sê, terwyl ons hier gesit het, het ek die in Morse kode nou die boodskap uitgestuur. As jy hierdie boodskap hoor, kom in na my kantoor, die werk is joune. Tussen al die geraas het hy die geluid gehoor. Is ons so op die Heilige Gees ingestel, dat tussen al die geraas, ons sy stem gaan hoor, as hy met ons praat. Ons moet fyn luister, want soms praat hy nie net met ons in die geraas nie, maar ook in die stiltes, en gaan ons hom dan kan hoor. Ons gewoonlik maar geraas rondom ons, en ons kan dalk probeer en oefen om fyn te luister in die geraas, maar ons moet hom soms ook in die stiltes gaan soek. Stil raak, stop en reflekteer. In 1 Konings 19 vers 12 staan, na die aardbewing was daar 'n vuur, en in die vuur was die Here nie, en na die vuur was daar 'n sagte gesuis. Het was met Elia gewees wat God kom praat het. En toe Elia daai sagte gesuis hoor, toe weet hy, dit is die Here. Hy geweet dit is die Here wat met hom praat. Ons moet ook soms stil raak. Nie soms nie. Ons moet baie stil raak. Stiltes opsoek om te luister in ons gebed. Praat met die Here. Want in gebed gaan dit nie om God se aandag vir ons te kry nie, maar vir ons om bewus te raak waarmee hy besig is. En dan te kyk waar hy ons wil gebruik. Waar die Heilige Gees jou na aanhits. So mag jy ook in die tyd, nie net nou nie, maar in die toekoms, mag ons fokus en luister, mag ons ore spits, om so die stem van die Here te hoor, sodat ons kan uitgaan, en hy ons kan stuur, daar waar hy ons wil gebruik. Amen.